Weer eens baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Nou, ek glo dat dit gewoonlik baie goed gaan met u en dat die woord van God en die waarheid daarin vervat vir u baie belangrik is. Nou, ons leef in 'n tyd van baie groot misleiding. Die Here Jesus het ons gewaarsku dat daar valse leraars en valse profete onder julle gaan opstaan en dan gaan baie mense mislei word. En in vandag se onderwerp geen uitsondering nie, Johan de Beer wat praat oor die little gods en you are divine. Nou in die health en die wealth gospel word geleer, jy kan nie siek wees of arm wees nie. En hierdie kom alles uit die leuns van die Word of Faith beweging, die Word of Faith movement, onder andere ook die prosperity gospel. Nou as hierdie man nie 'n valse profeet is nie, dan weet ek nie wat is 'n valse profeet nie. Nou gaan we 'n paar videoklips speel, ons gaan luister daarna, ons gaan dit beoordeel in die lig van die skrif. So kom ons gaan kyk daarna. Weereens lees ek hierdie belangrike skrifgedeelte, 2 Timoteus 3:16 en 17, dat die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. Dis belangrik dat ons as kinders van die Here hierdie skrif ter harte sal neem, en wanneer daar valse doktrines of valse leringe in die kerk ontstaan, moet ons dit teregwys, ons moet dit weerlê. Daar's geen ruimte in die liggaam van Christus vir valse leerstellings nie. Dis baie gevaarlik. Nou kom ons gaan kyk wat sê 'n dame en waar kom hierdie gedagte van die little gods doktrine vandaan, en dat dit nie maar net in ons dag begin het nie, maar wel in die tuin van Eden. Kom ons gaan luister wat sy sê. Have you ever heard someone say, the answers are within you, or you are divine, or maybe you've even said them yourself? Well, New Age spirituality, it tells us that we can tap into our higher selves, that we are co-creators with the universe, or even that we are gods and goddesses. But here's the problem. If you are God, why can't you fix yourself? Why are you still anxious, still broken, still searching? Well, in this video, we're going to expose the God within lie. And we're going to show you what the Bible really says about who you are and who God is. Now, the idea that you are divine, it didn't start with Oprah or Deepak Chopra. It started in the Garden of Eden. Yeah, the book of Genesis, chapter 3:5. For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God. Nou ja, dit is waar die valse lering vandaan kom reeds. Die Satan het reeds in die tuin van Eden gelieg vir die mens en gesê, julle sal soos God wees, julle sal gode word. En dit is baie belangrik. Hierdie leerstelling is 'n baie ernstige en 'n baie gevaarlike leerstelling, want jy wil jou as 'n ware op die gelyke voet plaas met God homself, met Jesus Christus homself. Nou, die woordjie divine beteken jy's goddelik. En dit is waaroor ons vandag gaan praat, en dit is dan Johan de Beer se tema ook. You are divine and you are like little gods. En jy is ook dan nie meer mens nie, you are not human, jy hou op om mens te wees vir jou wedergeboorte, ons gaan dit nou luister. Maar kom ons gaan kyk, the roots of the little gods doctrine lie in the prosperity gospel Word of Faith movement. Little gods doctrine teaches that we human beings, particularly Christians, are gods with a little g. That our words have a creative power just like the word of God. Met ander woorde, ons kan ook krag spreek met ons woorde, ons kan lewe spreek, terwyl die woord van God nêrens sê ons kan dit wel doen nie. En word die skrifgedeelte in Spreuke uit verband geruk wat sê dat lewe en dood lê in die mag van die tong. Maar dit het 'n ander betekenis, maar hierdie mense gebruik dit en te sê, ja, jy kan lewe spreek, jy het krag in jou woorde en so meer. Goed, T.B. Joshua het die volgende gesê, die man wat sê, I am not the healer, I know the healer, sê in dieselfde asem, the divine person in me can do a million things simultaneously and I can appear to thousands of people in their dreams in any part of the world to set them free of their sickness, problems and afflictions. Nou ja, hy is reeds nie meer met ons nie, maar dis wat hy gesê het, dat ons is ook divine. Alles uit die Word of Faith movement.
Kom ons gaan kyk na die eerste videoklip waarin Johan de Beer dan vir die mens sê, jy met jou godheid, jou goddelikheid, moet jy kan erken en dit ook bevestig. Kom ons gaan hoor wat sê hy. I want to talk this morning to you. Recognize and affirm your divinity. Recognize and affirm your divinity. Nou is dit nie skokkend nie. Hy begin met hulle oor erken en bevestig jou goddelikheid. In jou is 'n God, little g natuurlik, maar jy is goddelik. Jy is divine. En dit is 'n baie valse leerstelling. En hierdie vat baie mense weg van die waarheid af en van die woord van God en van God homself af. En dit is 'n ernstige dwaling wat in ons kerke ingesluit word, en ek sê nie alle kerke nie, maar veral in die charismatiese beweging, die Word of Faith movement, is hierdie 'n baie gevaarlike leerstelling. Nou kom ons gaan luister na sy volgende video, waar hy dan praat, wanneer jy wedergebore is, dan hou jy op om mens te wees. Hy sê dit baie duidelik, jy gaan dit nou hoor, kom ons gaan hoor. He or she has the life and nature of God. That born-again person now has the life and the nature of God. Being born again, your human life, the life that you came out of your mother with, was supplanted by the life and nature of God. When you got born again, your human life stopped to exist, and you received the life of God, the nature of God. That's what it means to be born again. Now your body houses a new type of life that's unsusceptible to sickness or disease. Did you hear what I just said? Can God be sick? But you have his life. How can you be sick? Can God be poor? You have his life. How can you be poor? Hoe lief is die mens deesdae nie om te probeer wees soos God nie. En hier kan jy duidelik hoor dat hy sê dat wanneer jy wedergebore is, hou jy op om as mens te bestaan. Ons na wedergeboorte bly steeds mense. Ons is steeds afhanklik van God. Ons het die nuwe natuur van God ontvang, deelgenote geword aan die goddelike natuur, volgens 2 Petrus 4 vers 1. Ons gaan nou daaroor gesels. Maar jy gehoor dat hy sê dat hoe kan God siek wees en hoe kan God arm wees? En as jy nou daardie nuwe goddelike natuur het, jy is divine. Hoekom word jy siek en hoekom is jy arm? Kan jy sien, die hele ding neig na, jy is eintlik soos God. En dis presies wat die Satan in die begin van in die tuin van Eden vir Adam en Eva gesê het, julle sal soos God wees. En hulle wil so graag dit wees. Nou wanneer jy wedergebore word, sê hy, hou jou menswees op om te bestaan, jy kan nie siek wees of arm nie, want God kan dit nie wees nie. Nou hierdie partakers of the divine nature, kom ons gaan kyk na die skrifgedeelte in 2 Petrus 1 vers 4, hy sê waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, sodat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat hierdie wêreld, die begeerlikheid in hierdie wêreld is. Dit beteken eenvoudig net, ons het nou God se nuwe natuur ontvang, waarin ons nie meer wil sonde doen nie, waarin ons nou wil leef en heilig wees, en gevorm sal word na die beeld van Christus Jesus. En dis hierdie mense raak hierdie skrif so totaal uit verband uit. Kom ons gaan kyk wat hier staan. But even more, we participate in the divine nature through the indwelling Holy Spirit. God is at work in us, confirming us to the image of Christ. Romans 8:29, God has promised eternal life
to all those who come to Christ in faith. So hy werk in ons deur die Heilige Gees, deur die goddelike natuur, om heiliger en skoner te word. Daar's geen goddelikheid in jou as mens nie. En dis wat hierdie mense doen, hulle vat die skrif en gaan verdraai hom gruwelik. Nou kom ons gaan luister na sy volgende video, waar hy nou juist praat oor 2 Petrus 4 vers 1. These are the promises that enable you to share his divine nature. You share the divine nature, the same life that is in God. You share it. Maybe you don't know that you share it. Maybe you still fall for what affects the human life, but that doesn't mean you haven't got it. If you're born again, you've got it, but you just don't know. He says, to share his divine nature and escape the world's corruption. Any corruption of the world is not for you. Any sickness, any disease, any poverty, any failure is not your portion. Because you are like God. You are born from above. Your origin is divine. No wonder Jesus said, "Woo! Give me John. Let's see what he said." John 10:34. You read it for me, please. Nou ja, kan jy sien, hy gebruik 3 corruptions wat hy nou noem: sickness, poverty en failure. As jy gaan luister wat die woord leer in 2 Petrus 4 vers 1, dan praat dit nie van daai goed nie. Dit praat van die sondige wêreld, die sonde natuur, die sonde van hierdie wêreld wat jy oorwin. Hy het nie gesê dat ons nie sal arm wees en nie siek kan wees nie, en dat ons nie kan misluk nie. Ons almal is mense wat misluk. Daar's baie arme mense onder ons, en daar's mense wat eenvoudig siek is, en ons verstaan nie hoekom hulle siek is nie, terwyl ander mense weer gesond is. Maar hulle is lief om hierdie skrifgedeelte uit konteks te ruk, en te sê dat ons eintlik 'n divine nature het. Dat ons eintlik nie deel is van die goddelike natuur nie, maar dat ons wel 'n goddelike natuur het, en dat ons soos God kan wees. Ons kan nie siek wees nie, ons kan nie misluk nie. Hy plaas iets in die skrif, en ek het dit reeds al genoem, en dit is dat siekte, mislukkings, armoede nie ons deel kan wees nie. Want jy is absoluut goddelik. En dit is waaroor het gaan, die sonde van hierdie wêreld wat ons moet ontvlug, nie daardie goed nie. En dan gaan hy na Johannes 10:34. Hy sê, Jesus het gesê, ons is gode. Nou ek het nie vir gespeel nie, ek het dit kort geknip, maar dit is wat hulle leer. You are little gods. Absoluut skokkend. Nou kom ons gaan kyk na 'n videoklip waar hy sê Jesaja 33 vers 24 totaal uit konteks gebruik, wat eintlik alles te doen het met die 1000-jarige vrederyk, dat jy nie daar kan siek word en so meer nie. Kom ons gaan kyk wat hy sê. Oh, Rabuku Ziki Terebere Bebende. No one living in Zion. Hey! 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 Do you understand that? You came into Zion when you got born again. You are not from this world. You are from above. No one living in Zion will say, I am ill. It is, look at me, illegal conversation for the child of God. That is a child of God that does not know he's got divinity in him. He talks like that nonsense. Nou ja, dis baie duidelik dat hy hierdie skrifgedeelte uit konteks gaan haal, uit ruk,
Maar onthou Jesus se woorde waar hy gesê het, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Ek is van bo, ek is nie van hier nie. En dan sê hy, maar julle is in die wêreld. Alhoewel julle nie van die wêreld is nie, maar julle is in die wêreld. Met ander woorde, terwyl ons nog lewe op hierdie aarde, is ons deel van hierdie mislukte wêreld. En ons diep afhanklik van die Here, wat ons altyd deur sy genade dra. Maar kom ons gaan kyk, waar begin hy? Hy lees die skrifgedeelte asof dit praat van wanneer jy wedergebore word, jy in Sion inkom, met ander woorde, jy is nou goddelik. Dan kan jy nie siek word nie. Maar kom ons gaan kyk, wat is die konteks waarvan hierdie skrifgedeelte praat. This is supplied for clarity from Isaiah 33:20-24. The more little is simply, no resident will say, Isaiah is speaking of the millennium kingdom when Christ rules the earth. Dis waarvan Jesaja hier praat, hy profeteer dit, dat in die vrederyk sal dit nie gebeur nie. Wanneer iemand wel sondig, sal hy sterf, sê die Bybel, as 'n kind sal hy 100 jaar oud sterf, maar hierdie mense vat die skrifgedeeltes en verdraai dit om hierdie leerstelling, wat hulle so maklik promoveer, te probeer leer, dat ons goddelik is, en dan sê hy, wanneer jy wedergebore word, kan jy nie siek wees nie. Dis onwettig. Hy sê, jy praat eintlik nonsens as jy so praat. Vir 'n kind van God om so te praat, dat jy siek kan wees. Nou, daar is gelowiges wat so praat sê, hulle verstaan nie die goddelikheid wat hulle het binne hulle nie. Is dit nie skokkend nie? En dis wat hierdie man leer, en so baie mense sit in sy gemeente, en juig as hy hierdie goed sê, net so mislei, soos wat hy mislei is. En ek staan verstom. Ek weet nie wat om te sê oor hierdie mense nie, maar hulle gaan voor 'n lewende God staan en rekenskap gee. Nou ja, kom ons gaan kyk na sy volgende videoklip. Wat hy nou, dit gaan alles oor die hel van die Wealth Gospel, en iemand het nou gesê, maar my ma is siek, en hoe kan ek nou, maar ek gaan vir haar bid, en so, en kan nie vir haar kom bid nie, en dan sê hy, maar hoekom word sy siek? Sy is dan weer gebore. Kom ons gaan luister. My brother once phoned me, he said, my mother is sick, can you pray for her? I said, no. I said, what's wrong with you? What's wrong with you? The same Holy Ghost that is in me is in you. And if mommy is born again, why is she sick? She shouldn't be sick. Nou, ons as mense kan siek word. Dit is so. Kan ons vir mekaar bid? Ja, die Here gee vir ons in Jakobus 5:16 die opdrag, as iemand siek is onder julle, roep die ouderlinge in, lê hand op hom, salf hom met olie. Ons kan vir mekaar bid, maar nou sê hy, maar hoekom is hy siek? Wat 'n skokkende vraag. In die hel van die Wealth Gospel word geglo dat ons eintlik goddelik is en nooit siek of arm kan wees nie. En ek het dit reeds genoem. Maar dis wat hierdie mense aan vashou, die gevaarlike Word of Faith movement. En so baie mense sit daar, en wat sê Johan de Beer? Ja, ons kan nie siek word nie, maar het jy opgelet, kyk wat draai, 'n bril, hoekom draai hy bril, as hy nie kan siek word nie? Wat is fout met jou oë is siek, hulle kan nie mooi sien nie. Nou, hoekom word hy dan blind? Hoekom word hy dan swakziende, as ek dit so kan stel? Hy dra 'n bril, maar hy verkondig, dat ons kan nie siek word nie. Absoluut skokkend. Kom ons gaan kyk na die volgende en laaste videoklip van hierdie man, waar dan praat oor die divine nature, en dan ruk hy Markus 16 totaal uit verband uit. Kom ons gaan luister. Divine health is your nature because you are born of God's incorruptible seed, His word. Give me 1 Peter 1:23. It says, being born again, that one that got born again. Remember, we're talking understanding your divine nature. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. In Mark 16, the Lord Jesus referred to the Christian and said, if they drink any deadly thing, it shall not hurt them.
whether they drink it through their mouth or drink it in their blood or through their nostrils, whatever. Any way it enters this body shall not hurt you. You are not among those that can be infected by anything. Jesus said so. So are you going to believe him or not? He said so. You say, why do I get infected? I'll tell you why you get infected. Because you don't believe the word. Nou ja, omdat jy die divine nature het, kan jy nie siek word nie. Dit is wat hy sê. Dit is nie in die woord van God nie. Dit staan nie geskrywe nie. Hierdie mense plaas skrifte buite konteks, eis Jesus, en hulle verstaan nie die woord van God hulle self nie. En dan verwys hy na Markus 16. Hy sê as jy iets dodeliks drink, sê jy niks oorkom nie. Nou hierdie mense vat hierdie skrifgedeelte in Markus 16 vers 15 en aan en maak dit iets wat prescriptief is, terwyl dit maar net descriptief is. Descriptief beteken dis maar net, dis geskrywe vir ons om daarvan kennis te neem. Dit beteken nie dat ek en jy vandag, as ons gif gaan drink, dat ons niks gaan oorkom nie. Die Here spesifiek hier in 'n spesifieke tyd gepraat met sy disippels, wat in die boek van Handelinge het hierdie goed wel plaasgevind. Dit is maar nie, dis nie prescriptief nie. Dis nie iets wat vir elke mens gaan waar word nie. En dit is wat hierdie mense doen, gebruik die skrif so uit konteks uit. En dit is baie, baie ernstig en baie gevaarlik. Nou mense wat nog infeksies kry sê en siek word, glo nie die woord van God nie. En soos ek sê, dis descriptief, dis nie prescriptief nie. Almal van ons gaan tog nie almal van ons gaan gesond bly nie. Nie almal van ons gaan mislukkings hê nie. Nie almal van ons gaan ryk word nie. En hierdie mense gebruik hierdie skrifte so uit konteks. En dis 'n dwaling wat in die kerk ontstaan uit die Word of Faith movement. Nou as jy nie weet wie die Word of Faith movement is nie, dan kan jy maar gerus bietjie gaan Google en gaan kyk wie hierdie mense is en wat hulle alles glo. Dis baie gevaarlik en ons gaan nog baie oor hulle gesels. Want dit is baie ernstig, hierdie dinge. Goed, die woord van die Here waarsku ons teen valse profete en valse leraars, en ons moet Jesus se woorde baie ernstig opneem. Hierdie mense is wolwe in skaapklere, en hulle gaan kom en baie mense mislei en van die waarheid laat afdwaal. En dis baie skadelik vir jou geestelike lewe, dis baie skadelik vir jou saligheid. En daarom moet jy dit ter harte neem en hierdie mense totaal en al vermy. Tot 'n volgende keer wanneer ons weer gesels, mag die Here u seën. Totsiens.